Gebrande koppe. As 'n kop gebrand is 'n jack dood. So daar is 4 maniere waarop 'n kop gebrand kan word. Soos in die prentjie hierbo, as die skiep sou fire en die jack tref daai voorste bal en hy spring terug, moet daar altyd 20 meter tussen die voorpunt van die mat, die middelvoorpunt van die mat en die jack wees. Indien die jack oor die wal gaan en by die baan uitgaan soos op die foto, dan is die jack dood. Al tref die jack iets en spring terug, dit bly nog steeds 'n gebrande kop. As die jack teen die walwand vasskiet en dit bly vassit in die walwand, dan is dit ook 'n gebrande kop. En dan baie belangrik, as die jack teen die walwand vasskiet en terugspring op die baan, is die kop nie dood nie, die jack moet op die baan gelos word waar dit is, en die wedstryd gaan net aan. Indien die jack by die 2 kantpaaltjies uitgaan, ek het dit nou sommer so in pers aangedui, met ander woorde op die rink langsaan is, of as jy op 'n sybaan is en die sloot langsaan, is die kop ook gebrand en dood. So volgens die reëlboek moet gebrande koppe oorgespeel word, maar dit kan soms in die conditions of play wees, dat die jack op die 2 meter merk geplaas moet word. Die span wat eerste op die mat was toe die kop gebrand het, is weer eerste op die mat as die kop oorgespeel word. Die reëlboek sê verder die gebrande kop moet oorgespeel word in dieselfde rigting as wat dit oorspronklik gespeel is, maar indien beide skips ooreenstem, kan die gebrande kop oorgespeel word daar waar dit gebrand is, so jy hoef die balle nie terug te dra nie, maar indien die skips nie albei ooreenstem nie, dan moet die reël gevolg word en moet die gebrande kop in dieselfde rigting gespeel word as wat dit oorspronklik gespeel is. En dan alles oor 'n dooie jack of 'n gebrande kop kan julle in reël 19 van die reëlboek gaan lees.